is dan Sabbatoggend vanmôre 13 Junie 2026. Lesing 37 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is nog met die gesprek tussen Johannes, die skrywer, en Zorel, waar Johannes dan nou vir hom nou lei uit sy wêreldse denke uit, maar Johannes se gees is gevul met Yeshua se gees. So dit is eintlik Johannes is 'n Yeshua, maar hy gebruik vir Johannes om ons te wys dat aan die einde van die tyd waar hy teenwoordig gaan wees in die gees, hy net so kragtig in ons kan werk as toe hy langs Johannes gestaan het. Hoofstuk 74, nou sê Zorel, dit sê, Zorel kan alles as hy dit as die egte en ware Zorel wil, en hy wil dit nou, dis sal dit ook sekerlik gebeur. As ek maar 'n paar weke by jou kon gebly het, dan sou dit wesenlik makliker en vinniger kon gaan. En hier is die kern van enige mens wat genesing kry by ons in hierdie tyd. Mense wat baie siek geestelik is, besete is of net gebonde. Gebondenheid kry jy aan mense wat vasgeplak sit aan hulle kerkgees en hy kan nie loskom daarvan nie. Is die wil moet korrek gerig word. Nie die wil na jou godsdiens toe in steede van sy godsdiens nie. Jy moet hierdie man se wil lei of vrou met wie jy praat na Yeshua self toe, sodat sy wil alles kan vermag. Ons het dit nou al gesien wanneer ons besig is met bevryding. As die mens nie wil nie, kan jy maar los. Jy kan niks doen nie. Want ons kan niks teen 'n man se wil doen nie. As hy wil vuil bly, kan jy en ek maar praat. Nou praat ek van geestelik vuil. In die fisiese kan ek mense kry en ons jaag hom deur 'n stort of 'n bad. Maar nog steeds, die geestelike vuil moet self deur die wil gereinig word. En dit is baie belangrik dat ons dit verstaan. Baie keer kom mense en hulle sê, ja, maar ons moet nou vir daai familielid gaan bid om uit die kerk uit te kom. Dan vra ek, wil die persoon uit die kerk uitkom? Nee, wil niks van ons weet nie. Ek sê, dan kan jy niks doen nie. Al wat jy kan bid, is dat Vader in sy hart sal werk, en dat daar 'n verandering kan kom. Dit kan ons nog altyd bid. Maar om te gaan hande op lê en sê, nou moet jy na die ander gemeente dogter van Sion toe gaan, dit gaan nie werk nie. Inteendeel, hy sal baie ongelukkig voel as hy hier moet wees. Ek weet, ek het baie oor die kerke in my tyd, gaan ek af oor die kerke, nie oor die mense in die kerk nie, maar oor die valsheid en die strukture van die kerk wat mense mislei. En baie mense kom nie meer hiernatoe nie, want hulle is vasgeplak aan daai vals kerke. En hulle wil nie hierdie dinge hoor nie. Maar eintlik is dit nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor hulle wil nie Yeshua hê nie. Want al wat ons verkondig hier is Yeshua. Niks anders nie. Maak nie saak wie praat in die dogter van Sion gemeente nie. Yeshua is ons alles. Ons hang nie ritualistiese gebruike van kerke of van ander Israel groeperings aan nie. Al wat vir ons saak maak is die innerlike. Naamlik die hart waar die siel verenig met die gees en waar ons behoort te leef vanuit ons gees. Ons wat nou al lank hiermee besig is. Maar ek vind dit nog steeds dat ons mense is nie bereid om vanuit die gees te leef nie. Die vanuit die gees leef beskou jy 'n bose daad van 'n persoon, al is dit teen jou gerig, of teen die organisasie, of teen van jou vriende, beskou jy dit as 'n siekte, net soos wat Yeshua hiermee vir ons wil wys, dat Zorel baie siek is, siek van gees.
Maar in die gewone mens sou hom as hy kon, en Sirenius het dit gewys, hy sou hom ter dood veroordeel het. Oor die moord wat hy gepleeg het, die kinderhandel ensovoorts. En uiteindelik nog sy moeder ook vermoor. Vers 2, Johannes sê vir hom, as jy volkome ernstig is om 'n beter mens te wil word, dan sal jy wel in die geselskap van manne vertoef, wat ewe sterk is as ons, wat in die onmiddellike omgewing van die groot en lewende lig uit Elohim is. En dit is net so geldig nou. As jou wil reg gerig is, maak nie saak hoe groot sondaar jy was nie. Ons het gesien gister dat daar moet berou wees en die wil om alles wat verkeerd was in jou lewe reg te stel en dan op 'n goeie pad vorentoe te gaan. Dan sal ons die groot en lewende lig van Yeshua kry. Ons hoef nie deur 'n pastoor of 'n dominee te werk nie. Ons hoef nie deur 'n kerkorganisasie te gaan, bywoning records te hê of bydra records te wys nie. Dit gaan alles oor jou hart. Dit is al wat dit is. Nou sê Zorel, wat en wie is dan eintlik julle God? Wat julle Judeërs die God van Abraham, Isak en Jakob noem. Johannes sê, die vraag sal jy, as jy een geword het in jou innerlike lig, helder en duidelik beantwoord vind, net soos wat ons dit gevind het. As ons nou egter sou probeer om jou dit van naderby uit te lê, sal jy ons in jou dag des lewens nie verstaan nie. Vooraf mag jy egter wel weet watter begrip 'n ware mens hom van God Elohim moet maak. Luister dus. Onthou, ons is hier besig met 'n heiden, 'n afgodedienaar. Hulle het daai tyd het hy die Griekse gode aangehang en Griekse wysgeere wat ook veridoliseer was in daai tyd. Vandag sal jy hierdie mense dus kry waar hulle basies in die sakewêreld, in die finansiële wêreld en in die politieke wêreld hulle self bevind. En dit is die gode wat hulle aanbid, is geld, mag, aansien ensovoorts. Nou sê hy, die enigste, die waaragtige en enige Elohim is in homself die ewige, suiwerste gees, wat die hoogste graad van selfbewussyn besit, en die hoogste en verligste wysheid het, en so 'n onwrikbare wil, dat niks daarvoor onmoontlik is nie. Elohim is die woord, en die woord self is Elohim. Hierdie ewige woord het nou vlees geword, en het in die wêreld ingekom na hulle wat syne is. Maar hulle het nie die lig herken, wat daardeur in die wêreld gekom het nie. Daarom sal hierdie lig van die kinders af weggeneem word, en aan die heidene gegee word. Want die heidene soek nou die waarheid. Die kinders van die lig ontvlug haar egter, soos wat erge misdadigers die oordeel ontvlug. Daarom sal sy van die kinders afgeneem word, en aan die heidene gegee word, wat nou juist die geval is, en wat gebeur. Want die kinders van die oerstam van die lig, woon in Jerusalem. Hulle verwerp die waarheid uit Elohim, en heg hulle steeds meer aan die nag, die leuen, en hulle ligsinnige werke. Maar die heidene trek deur die wêreld, en soek die waarheid, en as hulle haar gevind het, verheug hulle self baie daarin, en prys die gewer van die lig, uitermate en waaragtig in hulle harte en deur hulle dade. As jy hier om jou heen kyk, sien jy 'n groot groep mense. Vir die grootste deel bestaan hulle uit heidene, wat die lig uit die hemele gesoek het. Hulle het hom gevind, en verheug hulle daaroor. Maar Jerusalem, die stad van Jahwe,
stuur slegs geregsdienaars en agtervolgers om die lig te vernietig. Hulle wat uitgestuur word, was egter verstandiger as die wat hulle gestuur het. Hulle het uit hulle groot duisternis in die lig gekom, verheug hulle baie daaroor en bly daarin. Hulle het die lig wel gevange geneem, maar nie vir die kerkers van Jerusalem nie, maar vir hulle self, vir hulle harte, en hulle is nou ons broers in die lig uit Elohim, en verheug hulle daaroor, en oor hom, van wie die groot lig uitgaan. So kragtige stelling van Johannes, wat weer eens terugslaan na die boek in die Bybel, Johannes 1, vers 1 tot 14. In die begin was die woord was God, die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, maar hulle het hom verwerp, die lig is verwerp. Joshua was nog ewiglik die woord, en toe die lig, Lucifer was die lig, en toe hy nou sy eie lig uitgedoof het, deur sy eie afvalligheid van Vader, kon die drie eenigheid van Vader, naamlik liefde, lig en lewe, dis waaruit Vader sy eiense hoofeienskappe bestaan, wat hy buite hom geplaas het, om vir hom kinders te verwek, engele kinders. Toe die lig nou vakant raak, omdat hy duister geraak het, werk dit so in enige organisasie, as iemand bedank of hy word weggejaag, dan neem iemand sy posisie in, totdat daar weer 'n persoon kom, wat dan alleenlik die lig posisie inneem. En Joshua het dan gekom as die lig, om die uitgedoofde lig te vervang. Maar soos hy hier lees, die stam van Juda, die kinders waaruit Joshua ook uit daai stam gebore is, het geregsdienaars na hom toe gestuur om hom dood te maak. En uiteindelik, ons is nou nog in sy 3,5 jaar leringstyd, uiteindelik het hulle dit reg gekry. Dit is nie die Romeine wat hom doodgemaak het nie. Dit is die Judeërs, die Jode het hom doodgemaak. En hulle maak hom vandag nog steeds dood, met hulle uitsprake, met hulle Talmud, Bybels wat hulle het, en die feit dat hulle 'n vloek op hulle bloedlyn gesit het, hulle het dit opgesit, Vader het nie gedoen nie. Hulle het gesê, toe hulle aangevat word, toe sê die Jood, man, ons maak hom dood, en laat sy bloed op ons en ons nageslag kom. Nou die heidene wat nou die lig gesien het, wat daar by Joshua is baie Romeine, Sirenius en sy broer en van sy ander regter amptenare is daarby. Daar het mense van Persie afgekom, mense van 'n land Pontus aan die Swart See, en dan baie van die vervolgers wat gekom het om die lig Joshua gevangen te neem. En Johannes stel dit so mooi, maar hulle die lig wel gevangen geneem, maar in hulle harte. En hulle het Joshua herken. En Sirenius wat daarby gesit het, het vir al hierdie mense 'n alternatiewe lewe aangebied onder sy sorg. So hulle hoef nie weer terug te gegaan het, hierdie mense wat nou in Jerusalem getaak was om hom dood te maak of te vang, hoef nie weer terug te gaan nie. En dit is presies wat nou in die wêreld gebeur. Nog steeds verag en verwerp die Jood die lig. En ons, wat as heidene beskou word, alhoewel baie of meeste van ons kom uit die ander verlore stamme van die huis van Israel, ons is diegene wat nou die lig kan erf, deur hierdie geskrifte wat nou na ons toe gekom het. Hierdie geskrifte sal totaal onmoontlik wees om deur 'n Jood
gelees of bestudeer te word. Hy sal dit net nie kan doen nie. Sy gees bots daarmee. En dit is baie belangrik dat ons hierdie gees herken, want in ons eie volk is daar geweldig baie godsdienstige geeste, wat maak dat die mens nie hierdie woorde kan hoor van wat jy vir hulle sê nie, ook nie belangstel om die boeke te lees nie, want die gees verhoed hulle. En dis nie heeltyd 'n baie bose, kwaadaardige gees nie, dis net 'n skynlig. Mense beskou goed belangriker as Yeshua, dan gaan hulle maar voort in daai gees. Baie mense hang die wet aan. Hy's nie 'n slegte mens nie, maar sy fokus is verkeerd. En die gees van waarheid, wat Yeshua vir ons uitgestort het, het hy oor gesê, ek stuur vir julle die gees van waarheid, die trooster, en sy sal julle lei in die hele waarheid in, en julle herinner aan wat ek vir julle gesê het. Baie pertinent. Yeshua sê nie, ek stuur vir julle die waarheid, en die waarheid, sy sal julle herinner aan die wet nie. Of herinner om kerke te stig van geboue van boumateriale, waar mense dan groot aanbiddingspelgrimstogte gaan hou. Hy het dit nie gesê nie. Wat het hy gesê? Hy sê, die gees sal julle herinner aan wat ek gesê het. En hy het gesê, ek woon nie in tempels wat met mense hande gebou is nie. Let wel, ek woon nie daar nie. Hy kom nie daarin nie. Net so min as wat hy in dobbelsale ingaan. Of in vuil, smerige kroe en bordele, gaan hy ook nie na hierdie tempels wat met mense hande gemaak is nie. Al klink dit hoe goed daar binne. Al is die band wat daar speel, een van die bekendste orkeste in Suid-Afrika. Hy kyk net na jou en my hart. Al sing jy hoe vals vir hom, omdat jy nie 'n sanger is nie, maar wat jy in jou hart vir hom sing, klink soos die suiwerste musiek en sangklank op aarde. Ek kan nie eens vergelyk met hierdie een, want ek weet. So, laat ons baie ernstig luister wat Johannes hier vir ons baie duidelik sê, want dit geld vir ons almal en natuurlik vir al die mense waarmee ons nou te doen gaan kry in die toekoms. Vers 9. Jy het hierheen gekom as heiden, weliswaar nie om die lig vir jou lewensnag te vind nie, maar goud en silwer. Maar wie uit die kerkers in die sonlig kom, sal nie maklik kan keer dat hy beskyn word nie. En so gaan dit met jou hier, ook al het jy nie die lig gesoek nie. Tog word jy nou beskyn, omdat jy in die sonlig gekom het. Dit wil sê, nie in die lig van die natuurlike son, wat nou net met die ondergang die horison raak nie, maar in die lig van die geestelike son, wat die oneindigheid verlig met alle wysheid, sodat alle wesens wat tot denke in staat is vanuit hierdie lig kan dink en wil, sowel op hierdie aarde as ook op tallose ander wêrelde, waarmee uit Elohim die eindelose ruimte vervul is. Ek bring julle net terug na toe hy onder die magnetiese slaap was, het hy hierdie groot geestelike son gesien. En hy het gesien dat Yeshua in daai son is. So dit is iets wat Johannes hom nou aan herinner. Waar was jy gewees? En dit is vir ons 'n les dat so 'n geestelike son in alle mense is. Al is hulle hoe ver van die pad af. Die vlees trek net harder as die gees. En die siel beweeg dan in die vleeslike in. Laat hierdie lig daarom deur jou heen skyn, waarvan jy nou 'n bietjie begin te voel, dat dit deur jou binneste skyn.
dan sal jy deur die kleinste vonkie van hierdie lig meer gelukkiger word as wanneer jy alle skatte van die aarde sou besit. Soek nou self die ware ryk van die waarheid, en al die ander sal jou verniet daarmee saam gegee word, en jy sal aan niks gebrek hê nie. En dit is vir ons 'n les, soek die waarheid, en al die ander sal vir jou bygegee word. En tog, lees ons dit in die Bybel, ons ken dit, maar tog glo ons dit nie. Ons soek nog altyd iets anders. Soek net die waarheid, dit moet ons gebed wees elke dag. Selfs julle wat hier sit en nie seker is of hierdie goed reg is nie. Bid, Vader, gee vir my die onderskeid dat ek die waarheid kan herken. En hy sal dan daai vastigheid in jou hart plaas om die waarheid te herken. Baie mense het my gesê hoe hulle uit kerke is. Hulle het altyd vir die waarheid gevra en hulle het al meer onrustiger geraak terwyl hulle na die dominee luister. En dan sê die dominee net een dag iets wat die laaste strooi op die kameel se rug is, wat dan die kameel laat in mekaar sak. En dan stap hulle uit. Maar as jy nie die waarheid soek nie, sal daai aanmaning van die waarheidsgees in jou sal nie vir jou nou opstaan en sê wat jy moet doen nie. Want die waarheidgees is die stemmetjie van die gewete. Die oomblik wanneer jy met 'n leuen gekonfronteer word, sal die stemmetjie van die gewete sê, pas op, jy's nou besig met verkeerde dinge. Luister dan daarna en tree dan op voor dit te laat is. Volgende hoofstuk 75, Sireneus ontferm hom oor Zorel. Nou Sireneus, hy is eintlik die ou groot versorger. Hy kyk maar altyd waar hy kan help. Nou sê Zorel, vriend, jy het gelyk. Wat die mens in duisternis geniet, het geen waarde nie. Dat ek in 'n diepe geestelike nag leef, merk ek nou self op. Want jou woorde het my, ondanks hulle geheimsinnige klank, 'n egte groot verligting gegee. En dit skenk my nou reeds baie vreugde. Maar as jy by Sireneus ook iets in te bring het, vra hom dan of hy nie vir my ten minste 'n beter mantel, 'n bietjie beter mantel wil gee nie. Want in julle geselskap kan ek my in hierdie vodde nie meer vertoon nie. Sireneus sal tog wel die een of ander ou, afgeleefde bediende mantel hê. Nou wat is besig om met hierdie ou te gebeur? Sy siel begin 'n beter kleed aantrek. Die kleed van die woorde van Johannes, het hy nou gesê, maar as ek iets wil, dan wil ek, en dan gaan dit niemand my keer nie. En dit is daai wil in hom wat nou uitkom om Johannes se woorde te begin uitleef. Hy sê alles die goed nog baie geheimsinnig vir my. En nou, omdat die innerlike kleed verbeter, is hy skaam vir sy uiterlike kleed. Hy geef net vir my tog 'n bietjie beter klere, dat ek net beter voor julle kan verskyn. Maar dit is die siel wat dit vir hom inprent, om nou ook beter te lyk. Ons lees verder. Sireneus roep een van sy dienaars en sê, hardloop gou na ons bagasie toe, en gaan haal 'n goeie hemp, 'n toga en 'n Griekse mantel. Dis maar die klere wat hulle daai tyd gedra het. Die dienaar gaan en bring die gevraagde. Sireneus roep vervolgens vir Zorel en sê, hier, neem die gewaad, gaan ergens agter die huis en verklee jou. Zorel aanvaar dankbaar die gewaad, gaan daarmee agter die huis van Markus in, klee hom en sien dan heel vernaam daaruit. Dit is nogal vir my baie interessant, dat Sireneus as Romein, het 'n klomp diensknegte wat almal Romeine is, maar hy sê, gaan haal vir hierdie Zorel 'n Griekse kleed, want hy was 'n Griek.
Hy was eintlik 'n verstrooide Israeliet, wie sy ouers Griekeland toe getrek het, en daar het hy in die afgoderry verval geraak. Maar hy gee hom weer sy identiteit van dit wat hy is. Hy glo hy's 'n Griek, nou kry hy 'n Griekse mantel. Binne enkele oomblikke, of binne enige oomblikke, is Zorel weer by ons en sê vir Sirenius: Geëerde meester, nie meer ons waardevolle gode nie. Waardelose, ekskuus, gode nie, maar die een ware en ewig lewende Elohim beloon u. Dit is nou die een Elohim wat hy nou van Johannes kennis ontvang het. U het nou 'n naakte arm mens bekleed, en dit is 'n edele werk, wat ek glad nie werd is nie. Maar soos daar 'n waaragtige, almagtige en wyse Elohim is, wie se kinders, of ten minste wie se werke ons almal is, wat ons ook met weldade oorlaai wat ons nie werd is nie, en waarvoor ons hom ook maar net kan dank en verder niks nie. So staan ek nou, voor u, geëerde meester en gebieder. Uit die diepste van my hart kan ek u slegs dank, en niks verder doen nie. As u my egter as een van u minste dienaars wil aanneem, dan skenk ek u daarvoor my landerye. Sirenius sê, jou stuk grond is nie joune nie, maar die een sin met wie se geld jy dit gekoop het. Daarom sal ons dit verkoop, aan die besitter of sy kinders die geld oorhandig, en eers dan kan jy my dienaar wees. Hier kom die regstelling in van 'n bekeerde. Jy moet probeer regmaak. Jy kan nie net aan voeter vorentoe nie, en ander mense wat jy seer gemaak het los nie. Nou sê Zorel, geëerde meester en gebieder, u wil is wet. Nou kyk nou net hoe sy kleed, sy innerlike kleed ook nou verander het, want hy sou baie teen hierdie tipe van opdrag beklei het, toe hy nog die ou ene was, die ou Zorel. U wil is wet, alles van u is genade vir my, maar laat my asseblief nie alleen nie, en neem my in u diens, soos wat ek my ou vodde vir altyd uitgetrek het, so sal ek ook my slegte ou mens afdank, en 'n heel ander mens word. Dit kan u van my aanneem. So sleg as wat ek was, so goed wil ek weer word, om gedurende die oorblywende tydperk van my lewe, dit wat ek aan almal kwaad gedoen het, enigstens goed te maak. As ek ooit 'n mens kon ontmoet het, wat my oor reg en onreg so goed voorgelig het, soos die Johannes daar, dan sou ek nooit so diep in alle sonde ingesink het nie. Maar nou moes ek altyd na my eie verstand verraad gaan. Hoe ver ek dit egter met my groot intelligensie gebring het, weet u, en ek hoef nie vir u my groot skande weer te herhaal nie. Verleen my daarom van nou af aan barmhartigheid en medelee, want in die vervolg sal u geen geleentheid meer kry om ontevrede oor my te wees nie. Ek besit verskeie vaardighede, en ek is baie ervare in skryf en reken, en die geskiedenis van die volkere tot op hede is nie aan my onbekend nie. Alles van Herodotus is ek meer vertroud, ook die kronieke van die Judeërs, Perse en die ou Babyloniërs is nie aan my onbekend nie. Daarom sal u my wel erns kan gebruik. Herodotus is 'n ou Griekse geskiedskrywer. Nou sê Sirenius, daaroor sal ons wel later praat. Gaan nou egter weer na jou vriend Johannes toe terug, en laat hy jou die ware weg toon. Wanneer jy dit het, dan sal hy al die ander nie lank op hulle laat wag nie. So hier's weer die laaste vers, is gaan en soek die waarheid, en al die ander sal vir jou bygegee word. 'n Wonderlike verhaal van 'n man, wat 'n mens eintlik in die begin afgeskryf het, dat daar vir hom niks oor is as die hel nie. Maar met Joshua se leiding,
met die magnetiese slaap, het daar sekere goed onder daai verdowing wakker geword in sy innerlike, wat hom nou gestem het om inskikkelik te wees om die goeie te doen. Weereens wat ek gister gesê het, almal van ons in hierdie land, alle blankes, kan nie sê dat hy nie weet wat is die onderskeid tussen goed en sleg, of goed en boos nie. Ons is almal geleer wat reg is, ons weet almal wat verkeerd is. En so 'n behandeling sal dan die mens gouer op die pad bring van die waarheid, as wat jy hom probeer verander het, sonder die magnetiese slaap. Dit is wat ek hier uitkry. Hoe doen ons dit sonder hierdie magnetiese slaap, want ek het dit nog nooit toegepas nie. Wanneer jy met so erge sondaar praat, moet jy eers in gebed alle geeste bind wat in die man of die persoon is, voordat jy enigstens verder praat. Al is dit 'n kerkmens, moet jy die kerkgees bind, want anderste is dit soos 'n skerm tussen jou en die persoon. Jy kom nie deur nie. Die kerkgees word deur hom heeltyd voorgehou en jou woorde bots teen daai gees. Maar as jy die skerm wegvat, dan gaan die woorde in sy verstand in en kan dit ook deurgaan tot in sy hart. En dan het hy 'n stukkie waarheid in sy hart, een saadjie wat jy gelê het. En as jy weer by hom kom, of hy kom by 'n ander ou wat op dieselfde geestelike vlak is, dan onmiddellik produseer daai saad 'n vrug. En stadig maar seker word die waarheidsboompie groter in hierdie hart. En dan, wanneer hy in die kerk sit, en die dominee praat onsinnighede, dan sal hy dit herken. Maar dit het begin by jou wat hom moes bearbei. En ek vra baie keer vir die mense wat sê nee, hulle kom nie met daai ou reg nie, hy wil nie hoor nie, hy wil nie die waarheid hoor nie. Ek sê maar toe jy met hom gepraat het, het julle gaan saam bid, het jy die magte van die bose gebind? Nee, ek het dit nie gedoen nie. Ek sê nou maar, dis wapens wat jy en ek gekry het, wat jy moet gebruik. Daarom in ons gebed, elke keer voor hierdie diens, ontbind ek elke mag van Satan wat hy oor elke mens gekry het, in die verloop van sy lewe, en ek bind, as hy hier aktief besig wil raak en mense wil ander gedagtes gee, ander inspraak, dan is hy gebind, hy kan dit nie doen nie. So elke mens luister nou in hierdie kort uurtjie wat ons by mekaar is, en as hy buite gaan uit die hart van die saak, dan kom daai gees terug. Maar nou is daar 'n stukkie van die waarheid in sy hart. En so met meer en meer blootstelling word dit groter en groter. Totdat dit oorneem. En as die waarheid in jou hart oorgeneem het, die liefdeswaarheid wat hy in die vorige lesing van gepraat het, dan is jy op pad hemel toe. Klaar. Dis al wat nodig is. Niks verder nie. Al die ander rituele kan agterbly. Die waarheid van uit die liefde is wat ons lewens rig na die ewige hemel lewe toe. Baie dankie.